Welkom by nog 'n episode van Memoir Books. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books, wat jou help om jou weermag en jou gewone lewensverhaal, jou stories neer te skryf. So vandag is ek opgewonde om met Albertus en Elke Venter te gesels. Nou Albertus was natuurlik in die weermag en sy boek Venter en sy ranglose trawante hou die PF's besig. Het ek hier in my hand en ek lees vir julle 'n stukkie. Soos wat 'n mens ouer word, is jou kop soms geneig om op ver paaie terug te loop. Hartseer en harde paaie wat vol dorings is, maar ook grappige en goeie paaie wat jy leer stap het met jou albei broers. Broers wat jy nooit sal vergeet nie, opregte kamerade. En vroeg het ek gevoel om nie te skryf oor gevegte en kontak nie, maar eerder oor die snaakse goedjies wat gebeur het tussen my en maters. Ons was almal innoverende planmakers met die doel om ons Amidae meer interessant en lekker te laat verby gly. Kom ons gesels verder met Albertus oor hierdie tyd en die waarde van onthou en skryf. Ja, jy sien, dis wat ons net nou gesê het, ek wil mos nou net skryf oor die snaakse goed. Nou het ek agtergekom, onwillekeurig het ek nou begin skryf oor gevegte en goede, maar dit is nou nog nie heeltemal, hoe kan ek sê, los in my kop nie. Maar mens moet daaroor skryf. Baie ouens sê dit is ook nou genesing as jy die goed uit jou kop uitlaat. Ja, wat ek ook genoem het is, jy weet, ons moet altyd die soete en die suur in die lewe neem. En jong, partykeer om so 'n roof af te krap, is maar 'n proses, maar 'n mens moet eers begin. Ja, dankie Helen. Dit het ons ook genoem van om 'n brief die aan jouself eintlik te skryf. Ja. Jy skryf hierdie vir jou kind en jou nageslag, maar om te begin en dalk een vir jouself, jou jonger self, voordat jy oorlog toe gaan of voordat jy diensplig of grens toe gaan, dat jy daai brief so kan skryf en sê, dink hier aan, daai gaan gebeur. Wees versigtig daarvoor. Ek dink daai boek wat jy in gedagte het, moet net gaan, dit gaan nou oor weermag daar, maar die ou wat nou wil skryf oor sy weermag daar, ek dink hy moet sy storie begin, waar hy begin verstand kry. Al skryf hy daai deel nou net kort, al skryf hy dit nou net kort. Hoorie so julle, ek voeter nou hierdie ding heeltemal op. Spiritjie, ons moet naby mekaar sit en dan laat ons albei mooi daarin is. Nee, jou gesiggie word afgekap daar by liefling. Hoorie, en hy ding is nou omgeval vir 'n slagsie, wat hy iets maak of kan jy dit uit-edit? Man, ek dink kom ons begin. Ja, nee, ek sal dit uit-edit. Hoe met julle, op watter manier het hy julle opgeneem? Was dit Zoom? Ons in Roland, ja, elke het gegoogel, man. Kan jy dit nie weer Google nie? Ek het nou probeer met Zoom, maar Zoom kom nie reg nie. Was daai 'n Zoom 1 gewees? Daai was 'n Zoom 1 gewees, ja. Wat ons gedoen het, die eerste ene. Moet ons gou weer kyk of ons nie Zoom gelink kan kry nie. Maar sy het op toe, ek weet daai oggend, het ek ook die moeder geword terwyl ek ry. Maar sy staan 'n spook en karring met hierdie foon en sy karring en sy maak soos Roland sê, niks wil gebeur nie, te sê, kom ons ry. Toe word sy vir my die moeder en sy Google hier en ons Google daar. Ja, en toe kry sy die ding in die go. Nee, ek wou slange van. Elke kry het net reg. Maar kom ons probeer, as julle nou naby mekaar sit en julle kan ons sien, as julle die kamera na julle toe draai, dat jy mooi in die raam is, kan ek sê. Ons nou net nie dat hy omval nie. Ja, en ek het nou die luidspreker ook netjies naby die foon. Ons gaan dit reg kry, ek is baie positief. Dan moet dit voor begin, ek kan hierdie voorste stuk uithaal. Ja. Ja, 1, 2, 3, go! Daar sê. Okay, so as ons dan net vat oor die stories, as ons mense wil motiveer om hulle eie lewensverhale neer te skryf. Jy het nou 'n boek geskryf, maar meer oor die grappige deel. Dink jy dit is die manier om jou memoirs te doen, dat jy meer grappig skryf en hier en daar ernstig, of draai mens dit om en jy skryf meer ernstig met hier en daar grappe? Hoe sal die beste manier wees? Ja, ek dink die beste manier
ek het begin met die grappige dele, maar ek dink dit is ook belangrik dat hierdie dele inwerk wat jou eintlik ontstel het, en dis wat ek net nou gesê het, ek het nou gesien, ek het dit eintlik onbewuslik 'n party stories so half begin inwerk, maar nog nie heeltemal daaroor geskryf nie. Kyk, daar's baie ander boeke oor die army wat nou baie verskillende goed het, en daar's baie geskryf oor gevegte en goed wat volledig beskryf is, goed. So daar's eintlik baie geskryf al oor lelike gevegte en goed wat gebeur het, maar ek weet nie, mens moet dit uitlaat. Ek dink wat ook waardevol was toe ons gesels het oor die briewe wat jy het van jou oupas en hoe jy bietjie spyt gevoel het dat 'n mens hulle nie destyds daar uitgevra het nie. Ja, soos ek nou gesê het. Kan ons daaroor gesê? Ja, soos ek nou gesê het, ek hou van oorlog, ek like dit. Seker verkeerd, maar soos ek gesê het, my oupa Steyn aan my ma se kant, die oorlog loop in hulle gene. My oupa Grootjie was 'n Kaapse rebellie in die Alwil Noorddistrik. En hy het al geoperate, soos wat die rekkies nou operate. Die rekkies praat van klein spanne. Dit is ouens van 4 tot 6 mense, en hulle is beweeglik. Hulle is nie soos 'n groot company wat op 'n plek moet gaan veg nie. Hy slaan en hy hardloop weg. Hy soos 'n jakkals. Hy kap, hy pik, en dan wil hy voor hy Engelsman nog gesien het, is hy weg, en môre pik hy aan die ander kant. So hy het 'n skrikwind gevoer in die Anglo-Boereoorlog toe klomp gevang het. En wat nou interessant is oor die neerskrywery, het ek toevallig briewe hierso van hom wat hy die tronk uit vir sy mense geskryf het. Maar dit is nou snaakse Hollandse Pastor Afrikaans die taal. Maar hy het vir sy vrou opdragte gegee uit die tronk uit, met briewe, om te sê, dit is nou tyd sy moet gaan ploeg. Dan het die ou vrou die osse ingespan en gaan ploeg, en dan het hy gevra, hoeveel gras is daar nog in die bergkamp? Dan skryf die ou vrou terug, en sê sy, nee, die ding is nou half kalerig, dan sê hy, skuif nou die skape, na die vleikamp toe, en sit die beeste in die kamp, en haal die hamels uit, en sit die ooe die kant, en sit die hamels die kant, en op so en so datum, moet jy nou die ramme by die ooe sit, dat die ooe, sê nou maar teen Oktober maand, kan lam, jy weet, so hy het eintlik uit die tronk uitgeboer, met papier, die sê soos wat jou boek nou is, ek meen as hy dit nie neergeskryf het nie, so ek het nie geweet het nie, want ek het die briewe, en ek het van sy sakboekies, dis ou sakboekies, daar is 'n gif firma tot vandag toe nog, die firma se naam is Coopers iets. Nou dit is 'n jy weet mos nou hierdie mense wat nou vir jou sakboekies uitgee, deel dit nou maar uit vir reklame op die koöperasie, gee vir jou so 'n klein sakboekie, en dan is daar nou kalendertjies in, plekkies om aan te teken en so. Nou daai boekie is 'n rooie. Daar staan in Holland voor op die boek, het sakboekje voor de veeboer. Jy sien, en daar is die ou se skaapgetalle in, en sy beesgetalle, en aantekeninge wat hy gemaak het, en goedjies wat hy gedoen het, aangeteken, nou nie alles nie, maar hy het dan nou geskryf, hoeveel skape loop in die kamp, hoeveel skape loop in die kamp, nou jy weet, dit is nou hierso, in 1901 het die Anglo-Boereoorlog opgehou, so die briewe dateer uit tussen 1899 tot 1902, ja, en dan het ek nou sy twaksak, en ek het sy Zoubo horlosie, en ek het 'n leesbril van hom, dis ook maar gesê, as ek nou so 'n boek gehad het, soos daai een wat jy nou maak, en dan sê jy, daar is 'n sakkie in, wat jy nou jou medaljes van die army kan insit, en goed, daai sakkie van jou, gaan eintlik dat het klein wees, vir die oupa van my so goed as ek haar nou wil insit, maar wat belangrik is, die goed is neergeskryf, dit is ook maar ek het weet, en waar in 1901 van nou af is 125 jaar terug so goed, wat ek nou weet,
En die mense is geneig om nie goed neer te skryf nie, want soos ek vir jou gesê het, die boek van jou is eintlik 'n snaakse, rare besigheid. Niemand weet nog van die boek nie. Ek het self nie geweet, mens kan so iets doen nie, maar dit voel vir my dat jy die goede hand moet aanteken, maar nou nie net daarmee goed nie, begin voor, van jy jou verstand gekry het, tot die pak slawe wat jy gekry het, omdat jy jou boeke toets gedop het. Ek het vir jou gesê, die ander dag wat ek ook 'n klomp goed beleef het in een nag, ons het oor die landbyn gery, ek en generaal Roland de Vries, en dieselfde nag het Witfrid skrydeling my gebliksem met 'n rotbank, omdat ek my boeke toets gedop het. So, ek is dieselfde nag het ek 'n pak slaag gekry, nie oor die landbyn, jy weet. So, dit is lag net daaroor, maar dit is snaaks dat die goed jou so, hoe kan ek sê, vir 'n lang tyd uitlos, en dan ewe skielik, dan oorrompel klomp goed jy sommer die nag, ek weet nie, omdat jy, hoekom is dit so, maar dit gebeur partymal so. Ja, en so, nee, maar dit... Ek love dit, tjoe. Nee, ek bly nou 'n bietjie stil, so terwyl jy praat, want ek dink dit gaan eintlik cool wees, so in die video, dat hy een lang stuk is. Baie, dit was my regtig, ek dink dit is nou beter, julle is reg, die take 2 is beter as die take 1. Ja. Kom ons kyk. Elke, kan jy oor die ouma se briewe ook bietjie vertel, vir al die kosblik, die koekblik, wat toe nou so spesiaal was. En so is my ouma net voor haar 92ste verjaarsdag is sy oorlede, ouma Katoe. En my pa kontak my en hy sê vir my, is daar enige iets van ouma Katoe wat ek graag wil hê? En ek het lank in Engeland gebly en so het ek en sy heen en weer briewe geskryf. En ek sê toe vir my pa, my ouma het so leer met al haar briewe in. En as ek net asseblief daai briewe kan kry. Wat my pa toe doen is, hy gooi toe nou 'n paar ander goedjies ook daarin. En hy maak dit in 'n koekblik toe. Maar min het hy geweet, die koekblik waarin hy die goedjies nou gepak het ontsettend baie sentiment vir my, want ek is nou die oudste kleinkind, en die ander boeties en sissies is 'n bietjie nader my, so ek assosieer daai koekblik met my ouma se gemmerkoekies, en sy het geweet, vir elkies moes sy altyd die gemmerkoekies net so bietjie laat brand, en jy weet, dit is net vir my tot vandag toe kosbaar, en ook daai briewe, ek kan onthou, toe hierdie boks nou by my aankom, nou sit ek in my sitkamer, en ek begin lees, maar aanvanklik heilig so, ek sukkel eintlik om deur 'n bladsy te kom, en dan later aan, dan kom ek net agter, dan kom die lag, en die onthou, en al daai dinge kom terug, en dit is net, daar word 'n ou koekblik, gemmerkoekblik, word toe hierdie ongelooflike waardige besitting, want dit is een van die min tasbare goed, wat ek nog van haar het, en dit is hoekom ek ook dink, of van mening is, dat hierdie boek, wat jy saamgestel het, goud werd is, en dis ook al goed en wel om net te lees, maar 'n foto is kosbaar, as daardie geliefde van jou nie meer daar is nie. Jy weet, dit is net 'n kaartjie wat jy gekry het vir Kersfees, het dan net soveel meer sentiment, en ander ding ek net, maar partykeer is mense bang om hulle verlede bietjie oop te krap, maar as 'n mens eers begin, en 'n mens begin daardeur stap, en 'n mens vermeng die trauma met die vreugde, met die genade, al daai goeters, dink ek, is dit net 'n fonds vir die agtersate wat hierdie boek eendag in hulle hande gaan hê. Dit is nou ook perfek gesê, nee, wraggies. Kan julle nou dink as ons nou 'n derde en 'n vierde keer hierdie moet hoor, en hoe goed gaan dit dan wees? Dan het ek ook 'n nota gemaak oor Egipte.
Wel, Albertus, jy het gepraat van, jy het nou 'n foto van jou oupa in Egipte, maar dis nou net, daar is nie, jy verstaan nie eintlik die situasie daar agter nie, en hoe mense dan ook spyt voel, ja. Dis hoekom ek sê, ek is skuldig, want toe my oupa nog geleef het, het hy iets genoem, en ek hom nooit uitgevra nie, en dan raak hy inligting verlore, so het ek 'n ou album hier by die huis, van my oupa Steyn, en dan ek sê, my oupa Grootjie was die Kaapse rebel, wat die Engelse opgeneek het, met sy kleinspan, maar my oupa Steyn, sy seun, was mos nou weer, in die Tweede Wêreldoorlog, nou ja, nou het ek 'n foto in 'n album, wat hy in Egipte langs die piramide staan, maar ek weet nie hoekom staan hy daar nie, was daar 'n geveg aan naby, hy was definitief... Ja, met rommel, daarbo met rommel. Ja, maar nou was kompgevegte, maar ek weet nie, ek sou graag weet het, wat het hy presies daar gesoek, of hulle patrollie gery het, was hulle op pad na een of ander vyand toe, het hulle die perde of die kamele gaan water gee, wat hulle mee gewerk het, maar hy staan daar so eer trots met sy geweer en sy kakie uniform, staan hy daar langs die piramide. Ja, soos ek sê, ek weet nie hoekom staan hy daar nie, ek weet nie, want ek het nie gevra nie. En dieselfde soos my oupa Venter, hy was nou nie eintlik in gevegte betrokke nie, want hy het ook groot geword in die Kaapprovinsie, wat hulle die kolonie genoem het. Maar die Engelse was mos nou in die Kaapkolonie, in die Vrystaat en Transvaal, het in die boere behoort. Nou hy daar onder naby Tarkestad gebly. So hy was eintlik neutraal. Hy het nou maar so aangevlout en hy het nou nie ek dink omdat hulle so diep in koloniaal gebied ingewees het, het hy nou maar gedink het sou beter wees as hy maar sy bek hou. En nie teen die Engelse gaan nie, maar hy het ook nie vir hulle gaan veg nie. Hy het maar net eenvoudig aangehou boer. En hy het van daai stories ook vertel wat ek nie mooi geluister het nie, want ek was te klein. Ek moes dit opgeskryf het. En wat ek dink wat belangrik is van hierdie boek, as die mense die boek van jou koop, moet hy nou nie die boek koop, en daai sakkie wat agter is, dadelijk sy medaljes daar ingooi, en dadelijk vir beter begin skryf nie. Die boek moet nou maar daar lees sommer. Jy het mos nou lang om die ding in te skryf, as jy nou gaan sit, en sommer die boek wil vol skryf, gaan jy klomp nonsens al inskryf, wat die eintlik al moet wees nie. Jy moet nou maar die boek al, hy moet daar lee. En as jy nou loop en jy dink aan ietsie, dan bær jy het in jou kop as jy in die huis kom, dan skryf jy dit op, tot die volgende ding in jou kop wakker maak. Want as ek nou vir jou moet sê, hierdie boek wat ek geskryf het, as ek byvoorbeeld 'n dagboek gehou het van elke dag, sou het my ding baie makliker gemaak het. En ek is seker as klomp goed wat ek vergeet het, ek het 'n goeie geheue. Baie goeie geheue. En ek vergeet nie maklik goed nie, maar ek is seker, ek is 100% seker, as goedjies wat ek vergeet het, wat ek in die boek kon gebruik het, nou ja, as mense net 'n dagboek gehad het, en dit opgeteken het, al het jy net die hoofpunte opgeskryf, net om jou kop te start. Maar dit is hoe ek sê, daai boek van jou moet jy by jou kleintyd begin, van kindswees af, al konsentreer jy nie op die almie, maar jy moet ietsie oor jou kindertyd skryf, en dan gaan jy nou maar oor, dat jy ook weermag daar, soos jy ook nou wil, wat, jy moet kies wat jou topic wil wees, en dan of jy kan maar net 'n algemene boek skryf, en wat ek ook mos gesê het, die ou kan daai boek saam met sy vrou skryf, want hulle is mos nou maar in dieselfde huis, hulle deel dieselfde gedagtes, hulle beleef alles saam, hulle voor hulle getroud was, het hulle aparte goed beleef, en toe hulle lewe mos nou saamgeloop, en so, wat ek vergeet het om vir jou vanoggend te sê, ek skryf mos nou maar hierdie storieetjies van my, bel julle vrou my nou die dag, wat is haar naam? Maar ek gaan nou vir jou sê, maar sy bel my, eintlik sy bel my en sê, Vanessa de Tooi, sy stuur my 'n boodskap op Messenger, en toe gaan my oor, die vrou was net so jong soos ons, sy was 18, 19 jaar oud,
toe sy 'n verpleegster by een militêre hospitaal. En jy weet nou, die troepe is nou geneig om stories te skryf en sê hulle, ja, maar die belewe en daai beleef, dit beleef en dat beleef. Daai vrouens het elke dag met bloeiende mense gesukkel. Sy sê, sy sal nooit die reuk vergeet, laat in die donker nag, dan moet hulle nou kry hulle 'n boodskap om met hulle waterkloof vlug, wat 'n vliegveld ook al daar is by Pretoria, aan die militêre vliegveld toe. Dan gaan wag hulle vir die Flossie. Flossie is mos nou 'n vliegtuig. En dan laai hulle daai bloeiende stikkende mense daar uit. Party van hulle het nou al dood gegaan op die vlug. En die ander het net deurgehaal, die ander is in die hospitaal dood. Sy onthou elke van haar pasiënte. So wat ek sê, in ons army tyd het mense maar geweet van hierdie verpleegsters, maar die mense het almal misgekyk. Hulle en sy sê, sy het nog baie stories om vir my te vertel, ek gaan dit nog skryf. Ek het nou een storieetjie van haar geskrywe, en, maar sy het nog klomp stories, en vir haar is dit nou dieselfde, hoe haar gesprek begin het. Sy het gesê, sy lees die goedjies van ons op Facebook, en sy sê dit voer haar gedagtes terug, en toe vertel sy vir my nou, sy was 'n verpleegster, en dit het so kortliks vertel, en toe sê sy vir my ook, haar eie mense verstaan haar nie, haar gesin verstaan haar nie, want hulle het nie beleef wat sy beleef het nie. Haar kinders verstaan haar nie, en sy was met 'n medic getroud, hulle is geskei, sy weer met nog 'n man getroud, maar hulle is steeds getroud, maar seker gelukkig getroud, sekerlik, maar sy sê die mense verstaan nie haar nie, hulle verstaan haar nie, net soos troepe wat uit veldslae uitkom, wat ons het nou die dag, of gister gesê van die mense, sluit toe, hulle praat nie daaroor nie, toe het ek gesê van die pel vir my van Christa Botma se broer, wat ook in operasie Smoke Cell was, nou hier by ons in Bloemfontein by Klapomothea, 'n kuierplek wat ons het, is baie Smoke Cell troepe, dit was 'n groot geveg, daar's 13 van ons troepe dood, daai oggend, of die middag, ek weet nou nie of die oggend of die middag, want ek was nie daar nie, maar ek weet daarvan, en die Christa Botma se broer, Johan Botma, is so 'n geslote mens, hy is nou 'n predikant in Kimberley, en nou die dag te sien Christa, die ou begin bietjie loskom. Maar nie lelik geslote nie, net. Nee, hy wil nie praat nie. Hy is nog nie reg om te praat. Nou sy kom begin nou loskom, sê Christa vir my. En toe bel ek een van my pelle in Bloemfontein nou, Pieter Ewert, wat in 'n operasie Smoke Cell was, en ek sê vir hom, ken hy vir Johan Botha? Hy sê, nee, ek weet nie, maar dit klink baie bekend, en so sê hy vir my, kry die ou se nommer. Ek gee vir hom sy nommer, en toe bel hy hom dadelik, en toe, net sommer in 15 minute, se tyd te bel, Pieter Ewert my terug, toe sê hy ou gebel, hulle het mekaar dadelik herken, en hulle weet wie elkeen is, maar jy sien, daai ou het nou vir meer as 40 jaar, het hy met sy goed, in sy kop en in sy hart rondgeloop, het nie uitgelaat nie, hy het nie neergeskryf nie, hy het dit vir niemand vertel nie, en ek sê vir jy, sê hierdie ou gaan 'n hele ander mens wees as hy nou, want ons het hom uitgenooi nou hier na Klapomothea toe, hy gaan sekerlik kom, een of ander tyd, hy is nou, Kimberley is nou eentjie weg van Bloemfontein, maar hy sal verseker 'n keer of wat kom. Wat met so 'n ou gebeur, hy voel nou, hy's op 'n plek waar hy behoort. Veilige hawe. Ja, en hy's tussen mense, hy's tussen mense wat dieselfde taal praat, en tussen mense wat hom verstaan, en as mense oor goed praat, en jy pik 'n traan, dan hou die ander ou sy bek, hy weet hoekom pik jy 'n traan, hy vra nie vir jou hoekom hy lee nie, en sien, dit is nou maar daai goedjies, dis hoekom ek sê, om dit neer te skryf, en oor te praat, en so, is eintlik 'n tipe van terapie. In een van my stories het ek geskrywe oor goed, oor ek is gelukkig hierdie PTSD het my nie eintlik skade aangedoen nie, maar dit doen baie skade aan ander mense. In een van my stories het ek geskryf
ons het nie 'n berading gekry of terapie of goed nie, toe het ek haar gesê, kakpraat is ook terapie, nou ja. Wat julle terapie geleer. Kakpraat was ons terapie. As jy nou so, nou nie leer ek bedoel nie, maar dit is 'n manier om oor die goed te praat. Uitlaatklep. En dan kom die goed los en almal lag. En as almal nou lag, dan voel almal beter. Ja, nee, dit maak baie sin eintlik. Ja. En Elke, jy het ook gepraat, maar ek het gewonder of jy dalk 'n stukkie wil gesels oor om vooruit te dink namens ons kinders en ons kleinkinders, omdat hulle, soos daai verpleegster ook sê, niemand verstaan my nie en niemand vra nie, so niemand hoor my stories nie. Dat ons vooruit gaan dink dat hulle dit eendag gaan wil weet, soos wat Albertus nou begin wonder, weet, seker al 'n hele ruk, maar weet, toe dit laat was, begin wonder het oor sy voorsaate se stories. Dat ons vooruitdink vir wat gaan die kinders oor wonder, wanneer ons nou nie meer daar is nie. Weet jy, een ding wat ek trots oor is my ander ouma Elsie. Ek het by haar, sy het my Bollie kind genoem. Nou, Bollie was altyd waar haar ouma was. Met die gevolg is dat sy vir my soveel stories vertel het van die vrouens in ons generasie. En ek het nou so 'n kort rukkie terug, het ek begin om al die Elsie Magdalenas en wat hulle deur was en wat hulle alles oorkom het, net aan een van my niggies te begin skryf, want ek voel net, en weet jy, toe ek Engeland toe is, toe het my ma, net voordat ek weg is, het sy 'n FHK bundel in my tas gesit. Ek het dit hom nou eers gesien toe ek daar kom, en daarvoor het sy geskryf, jy kan nie jou pad vorentoe baan, as jy nie weet waarvandaan jy afkom nie. En dit is, ek wil hê dat, jy weet, mens moet trots wees oor jou DNA, as ek dit so kan stel. Niemand is perfek nie, party het kwaaier oupas gehad as ander, maar dit vorm deel van jou. En ook daai wat jy gesê het van in die toekoms inskryf. Ek wil hê dat my peetkinders en my kleinseun 'n ouma het wat vir hulle gaan sê, kom ons hardloop saam na daai paal toe, al kom ons moeg terug, kom ons wees, hoe sal mens sê, avontuurlustig, en vat 'n kans, eerder dan om net in 'n hoek te sit. Jy moet jou nasate leer om hulle eie avonture te beplan, en dis ook waar ek dink hierdie boek baie kan beteken. Jy kan sien wat jou oupa gedoen het en jou ouma gedoen het en wat hulle oorkom het en jy weet, laat jy self as persoon ook jou baan vorentoe kan maak. Maar 'n mens het 'n beginpunt nodig. En dit is hoekom 'n oupa Spur en 'n ouma Elke so belangrik is in 'n kleinkind se lewe. Ja, en ek dink wat ook belangrik is, ek sit en luister vir julle nou. Ek dink mens met kinders, as my hier van 4-5 jaar af oud, moet jy hom geskiedenis bewus maak. Ja. Jy moet sy aandag prikkel. Jy moet hom nuuskierig maak, hy moet uitvra en hy moet onthou. Want ek is skuldig aan, ek het geluister, maar ook nie geluister nie. En nou dat die mense dood is, nou wonder ek oor goed. En dis te laat, ek kan dit nie hoor nie. Want ek het nie gevra nie. As ek nou meer nuuskierig was, en my ma is ook skuldig, is my oupa's dood, dan vra ek my ma uit na voorvalle, toe sê sy nee, sy weet nie af van nie. Sy was nie by nie. Ja, dis nou die ding, jy sien, so, nee, dis belangrik dat jy goed opskryf, hoor.
Baie belangrik.